Welkom by Collective Podcast. Dit is 'n nuwe podcast wat ons gaan hierso in die Collective Studio gaan begin. Ons gaan 'n bietjie praat oor goed wat belangrik is in industrie en hoe om jou tyd wat jy spandeer in die studio te maximize. Okay. So die eerste interview gaan ons het ek met my vriend Cornelis hierso. Thanks. Cool. Thanks DS. Ja. Ons gaan 'n bietjie Cornelis is 'n marketing expert. Hy het 'n besigheid Flint & Fuel. Right? Dis wel Ja, Flint & Fuel Creative, ja. Flint & Fuel Creative. En ons gaan 'n bietjie praat oor die idee van jou musiek market en hoe AI jou musiek beïnvloed in die industrie. Wat kan mens doen met AI? En wat is AI? So eers kom ons praat net eers oor AI in die musiekindustrie. In 2025 laas jaar was die jaar wat AI die deurbraak gemaak het in die musiekbedryf. Eerste sang op AI is op die radio gesit en vir baie mense was dit nogal 'n threat. Right? Jy sal baie video's sien op buite van musikante, baie bekende musikante of personalities in die industrie wat daar praat. Ouens soos Warren Hart. Warren Hart is 'n world famous producer. Hy het Adele gedoen, al sulke world famous artist. En bijvoorbeeld Warren Hart's opinie was dat creativity is die antwoord. Vir jou om jouself te distinguish van AI moet jy creative wees. Meer local in Suid-Afrika, Rocky Lofman het gekol vir dat ons responsibly AI moet gebruik. Dan nog 'n opinie wat ek buitekant was is Dion Meyering. En Dion Meyering van Klaskas, Dion Meyering het die opinie gehad dat hy kies om nie AI te gebruik nie. Hy kies om homself te wees. Hy kies om sy eie creative input in te sit. En al drie hierdie opinies is nogal dis hoekom ek 3 gekies het. Dis nogal ver wyd uit mekaar uit. En ek dink nie een van ons verkeerd nie. Ek dink al drie is 100% reg. Maar op die einde van die dag sit ons met nog steeds die idee dat enige iemand kan gaan 'n Suno account of wat ook al account create en 'n hit song create. En waar los dit ons as musicians, as studio owners, as marketingmense, waar los dit ons in die industrie vandag? Met hierdie idee van dit is moontlik om hierdie te create. En so die eerste ding waar ek wil praat is, waar ek so met Cornelis wil praat is brand. Wat beteken AI vir jou brand? Hoe beïnvloed AI jou brand? Wat is die idee rondom AI en jou brand? En hoe moet ons dink oor daai twee goed? So as jy 'n bietjie vir ons kan, hoe dink jy oor AI en brand en hoe sal jy dit verduidelik? Ja, nee, soos ons gepraat het, ek dink wat mense sien deesdae is, en wat al meer uitkom is, dat AI is die tool, die gereedskap wat jy kan gebruik om jou brand, jou persoonlikheid meer makliker, vinniger uit te leef, in plaas van om dit te vervang. Want, ek meen, jou brand is jou personality, jou tone of voice, jou values wat jy het as 'n band, as 'n brand, as 'n produk, as 'n besigheid. So AI sit vir my half bo-op dit wat jy het as fondasie. AI gaan nie vir jou kan sê wat om te doen nie, hy gaan vir jou die opsies gee van die average van alles wat ooit gedoen is. Hy gaan nie vir jou nuwe idees kan gee nie, hy kan nie vir jou sê wie jy is nie. Maar hy kan, as jy vir hom daai input gee, AI is beter hoe meer konteks jy vir hom gee. So as jy klaar die werk gedoen het van, dis wie ek is, dis wat my band is, dis wat die musiek wat ek wil maak, dis hoekom ek musiek speel, dis hoe ek die besigheid wil bedryf van my band, gaan AI daarin net kan supercharge. En ek dink dit is die waarde wat ons gaan sien. Daar's baie hype en daar's baie doom talk about oor wat gaan dit vervang en wat gaan dit nie doen nie, maar dit maak, al wat dit doen is, dit maak smaak, taste, curation, maak dit meer waardevol. So ek sien dit as 'n supercharger, as jy klaar die werk gedoen het. So jy gaan nog steeds daai of moeilike werk moet doen van ken jouself en ken jou musiek en jou angle. Maar as jy dit het, dan kan jy net gaan. Ja, natuurlik waarvan jy nou praat, is nie net 'n tool soos Suno nie, is nie net 'n tool soos een of ander stem remover waarmee jy kan maklik stems maak nie. Ons include in hierdie conversation, include ons video werk, ons include marketing, ons include alles, goed wat jy doen, even goed wat jy automate in jou besigheid,
AI is soos jy sê 'n supercharger. Ek stem 100% met jou saam. En ek dink 'n conversation wat ons al in die verlede gehad het is jy moet besluit wat jou brand is en ek dink dit wat jy probeer sê, wat is jou brand? En hoe kan ek hierdie brand groter maak en nie damage aan dit doen nie? Kom ons sê jy staan bekend as 'n band wat live music perform. Jou volgende song wat jy uitbring is 'n completely op Suno create. Kom ons sê jy skryf die lyrics self, maar jy sit dit op Suno en nou beskryf ek hierdie song op Suno, maar die song klink nie heeltemal soos jy nie. Dit het nie daai live feel nie. Jy moet versigtig wees dat wanneer jy suits doen dat jy nie damage doen in jou brand nie. Dit gaan vir jou beter wees om miskien nog steeds die musiek 'n producer te kry, nog steeds daai musiek in die studio te maak. Al gebruik jy miskien AI om vir jou idees te gee rondom die song. Maar dit gaan vir jou nog steeds beter wees om daai song te record in 'n actual studio met jou vibe. As jy nou net gaan, okay, maar kom ons kyk net 'n Suno account en join die club. Jy gaan jou brand skade doen. En ek bedoel, ons het nou gepraat van dis 'n supercharger, maar ons kan ook van dit praat as jy moet versigtig wees met dit. So ek weet nie of jy iets wil sê oor hoe ons versigtig moet wees met iets soos AI nie. Wat se skade ons kan maak aan ons brand nie. Ja, so dit is baie belangrik wat jy sê, die skade wat jy kan doen is, en dit gaan vir my weer eens oor die idee dat jy moet teruggaan na jou waardes toe. Deesdae dink ek, dis maklik as jy op social media is, of as jy enigstens net kyk wat daar buite aangaan, om net te spring op, wat is die volgende tool, wat is die volgende ding, wat is die volgende cool gimmick, maar die ouens wat wen, die ouens wat tel, die ouens waarna jy self luister, is die ouens wat bly by hulle waardes. So dit gaan terug voor technology na jou as persoon. As jy nou begin skielik nou AI songs ingooi in jou akoestiek set, dan gaan dit nie oor jy het nou geval vir die AI gimmick nie. Dit gaan oor jy bly nie by jou waardes nie. Dis soos as jy met iemand praat, 'n vriend of 'n persoon of jou partner of wat ook al, en skielik sê hulle iets wat nie vir jou sin maak nie. Dan gaan jy vir daai persoon sê, maar hoorie, hoekom het jy dit gesê? Maar dis nie wie jy is nie. En dit is die moeilike ding van besigheid, branding, musiek, wat ook al, want mense sien nie dit as soos 'n persoon nie. As jy 'n brand begin jy 'n nuwe persoon. Dis iemand wat jy ken in die vorm van musiek of 'n advertensie of 'n kar of 'n roomhuis of wat ook al. So hulle sien nie daai koneksie tussen ek is besig om 'n persoonlikheid te bou vir iets wat nie menslik is nie, sodat 'n mens daarmee kan engage. Want die beste musiek, die beste movies, die beste products, hulle praat met jou op 'n emosionele level. En daai emosie kom uit die persoon wat dit gemaak het geweet wat is die values. As jy dink aan die brands waarvan jy hou, as jy dink aan as jy 'n naam sê, is daar dadelik iets wat by jou opkom. En dis daai wete, daai sekerheid van hierdie is wie ek is, dis wat ek doen, pas AI in dit in. Is daar 'n manier wat ek die tool kan gebruik wat dit is? Soos ons ook nou gesê het, AI is seker die mees veelsidigste tool in tegnologie wat ooit uitgedink is. En die vraag is, hoe pas jou waardes by AI as tool? Want jy kan AI gebruik van voor die idee begin tot aan die einde van die transaksie wat jy iemand iets laat koop het of inteken het of wat ook al. En as jy dit weet, dan kom ons uit by die idee dat AI is die supercharger wat jou kan help. As jy dit nie weet nie, gaan jy net so rondspring en niemand gaan engage of aanklank vind by dit wat jy doen nie, want hulle gaan sê, maar wie is jy? Wat verstaan jy? Jy is 'n chameleon. Jy is nie iets nie. If you don't stand for anything, you'll fall for anything. So dit gaan terug na jou persoonlikheid toe. Dit gaan van tegnologie na 'n menslike ding. En dit is 'n maklike en 'n moeilike ding om uit te figure. Want dit is aanloklik en aantreklik om nou te dink, die AI kan nou net al die werk doen. Maar dit is nog steeds gebaseer op 'n menslike persoonlikheid. En dis wat mense mis. Ja, agreed 100%. Ek dink daai idee van die engagement is nie noodwendig net met
Die engagement is met die product. Die engagement is die brand. Die engagement, hoe mense jou sien, hoe mense die brand sien, is waar die engagement sit. Dit is nie net in die produk noodwendig nie. Die produk, jy is deel van die produk. Dis nie net die song nie. Dis nie net die song wat jy kan create nie, maar dit is die hele brand wat jy vir die mense gee. Dis die hele emosionele inkoop in dit. En ons sien dit op die oomblik in marketing, of op TikTok. Die stat wat ek gehoor het is dat iets so 60% van alle musiek op TikTok is actually derivatives, is deviations, is iemand wat gaan en jou song vat en 'n mix daarvan maak. So 60% van die musiek daar buite is al reeds verander musiek. En dis een van die redes hoekom byvoorbeeld groot companies soos groot record labels soos Universal en Warner Music nou aandeel gekoop het in Suno. Hulle doen daai goed want hulle sien hierdie goed raak, hulle sien hierdie trends raak. En mens weet nou nie presies hoe hulle dit gebruik nie, maar mens sien die trends raak is dat hulle iets raak sien in daai engagement wat iets soos 'n AI vir jou kan gee. Nou weer eens mens moet dit vat met 'n knippie sout want jy gaan hoe gaan hierdie deviation van my musiek op TikTok as iemand my musiek, hoe beïnvloed dit my? En die groot ding is om seker te maak dat jou brand en jou engagement bly sterk. So dit is op die oomblik hoe die musiekindustrie Suno sien. Hulle sien dit nie as 'n song generating tool nie. Iets so Suno wat kan songs create. Hulle sien dit as 'n song generating tool wat jy nou net kan jou input gee nie. Al die groot industries in die wêreld gebruik dit as 'n tool tot songwriting. Dis nie die songwriting tool nie. Want jy soek nog steeds daai brand values. Jy soek nog steeds daai engagement van wie jy is. Want dit is meer belangrik as die overdag net die song wat jy buite kan sit. Ja, so ek dink die konsep wat ons nou uitgekom het is dat ons praat oor product, right? Ons praat oor jy is 'n complete product. Jou brand plus jou song plus alles wat jy doen is 'n complete product. En hoe jy AI of wat ook al jy doen om jou product te maak het en wie jy staan voor en hoe jy in die studio jou tyd kom spandeer, is waar ons nou by uitgekom het. So dis eintlik die vraag wat ons probeer antwoord is, wat doen jy as artist vandag in hierdie crazy wêreld van AI en mense wat songs op Suno create en hoe ons alles van mekaar gaan bring. En ek dink dis vir ons nou dis die vraag wat alle musicians nou op hulle harte het. Dis soos, waar sit ek in hierdie industrie? Waar sit ek vas? En vir my persoonlik as 'n studio owner sien ek dit as 'n greatheid. Die feit dat derivatives so groot is, die feit dat AI musiek so groot is, beteken jy kan meer content create. Dus daar moet meer content create word. Jy gaan meer recording tyd nodig hê en jy gaan meer marketing nodig hê. Jy gaan meer met marketing experts moet praat. Jy gaan meer met iemand moet praat wat daai space vir jou kan navigate. Want jy is party musicians is great. Party ons verstaan hierdie goeters nou, maar dis nie altyd te groot is. 'n Creative persoon is nie noodwendig iemand wat goed is daarmee nie. So wat ek en Cornelius begin by mekaar sit, ons by mekaar gesit het, is 'n idee vir jou om 'n marketing approach by jou studio tyd te sit. Right? Jy gaan nie net die idee wat ons probeer launch is om te gaan te sê yes, jy betaal die studio tyd, maar wat gaan ons daarby add? Wat is jou value added service tot dit? Right? So jy betaal 'n klomp geld, jy spandeer 'n emosionele werk op jou song te record en jou song te skryf en al daai werk, maar nou spandeer jy baie geld aan 'n studio tyd en nou het jy hierdie product. Maar wat maak jy met hierdie product? Right? Hoe engage jy mense met hierdie product? Hoe bou jy jou brand? En ek weet nie of jy 'n bietjie iets daar wil sê van hoe mense 'n brand kan bou in die nuwe environment en hoe belangrik dit is om jou brand te bou en al jou harde werk, jou emotional tyd wat jy in het gesit het uit te bring. Ek weet nie of jy iets daar wil sê. Ja, so ek dink aan dit wat ons vroeër gepraat het van die derivatives. Die idee van enige van die goeie groot bands in die wêreld, hulle bedryf het soos 'n besigheid.
Dis nie net klomp ouens wat net musiek maak en net dit magically is hulle net groot nie. Nee, absoluut. So daai beginsels van besigheid is super belangrik en dit is baie moeilik vir die kreatiewe mindset om binne daai perke te moet dink en leef, want dis die rede hoekom jy 'n band begin het. Jy wil rebels wees of jy wil teen iets staan en jy wil iets sê, maar die manier hoe jy dit verpak is waar die verskil inkom. Die groot bands verpak daai ding soos 'n produk. As jy nou 'n groot show gaan kyk en jy vergelyk dit met 'n kleiner band, dan kan jy sien daar's 'n vlak van professionaliteit. So en ek meen, as jy dink aan brandbou, dan is die eerste woord wat by my opkom is verhoudings met mense, want ek meen, as jy nie die regte mense ken nie, as jy nie studio owners ken nie, as jy nie festival owners ken nie, waar gaan jou outlet wees? Want die vraag is, jy begin nou 'n song, jy skryf nou 'n song in jou garage, hoe kry jy daai ding daar buite? Jy moet aansoek doen, jy moet instap, jy moet connect aan mense, besighede, studios, daai goed word geran deur mense, so die brand wat jy bou, kan met die hulp van AI en tegnologie, kan baie goed uitgedink wees, en verwoord wees, en op die regte plekke die regte goed sê, volgens wat jy wil sê, sodat as iemand hoor van, yes, hier is 'n nuwe song met 'n nuwe band, wat doen almal, hulle gaan op hulle foon, hulle gaan kyk op die website, wat gaan hulle aan, wat se foto's is daar, wat sê hulle, en dis waar jy AI kan gebruik om clips te maak van jy wat praat, behind the scenes recordings te doen, video snippets te maak, so, dit gaan oor, jy het 'n verhouding om te bou met die industrie, daar buite, as jy op 0 begin, daar's 50 belangrike mense wat jy moet ken, jy moet by hulle uitkom, en vir hulle om by jou uit te kom, moet hulle kan sien op die verskillende channels wat daar is, of dit nou TikTok is, Instagram, website of wat ook al, daar moet een boodskap deurkom van, dis wie ons is, dit wat ons doen. Weer eens, as jy dink aan die bands of jy hou, hulle boodskap is dieselfde, op Instagram, TikTok, in persoon, video, YouTube, oral is dit dieselfde, die website lyk soos hulle klink. Ja. So jy moet daai twee bymekaar sit en besef hoe belangrik dit is om goeie bemarking te doen, dat dit lyk soos 'n besigheid. Jy gaan, weer eens, as 'n nuwe kunstenaar, jy gaan baie meer mense, jy gaan baie verder kom, as jy goed klaar in plek is, as wat jy hierdie awesome song is, en jy is nou hierdie genius songwriter en musician, maar jy begin dag 1, en almal soos, okay, maar waar is jou stuff, en jy soos, ek het niks. Ja, exactly. So, ek dink selfs met besigheid in die algemeen, die kompetisie tussen bands, musicians, ek sien dit in my bedryf ook, baie industrie, ek dink die musiekbedryf in die algemeen het so al mature, die kompetisie is so wild. Online, jy compete nie net met ander musicians nie, jy compete met flippin cut video's uit. Ja, absoluut. Jy compete definitief met cut video's. So jy compete vir attention, ons is nou in die attention economy, jy compete met goeders wat niks uit te waai met musiek nie, so hoe goed weet ek, wat nou op jou site land, wie jy is, wat jy doen, hoekom moet ek na jou luister, en daai connection tussen jou persoon en jou bemarking moet in plek wees, net om jou, dis soos die minimum requirement, deesdae. Voorheen kon jy, weer eens, jy kon 'n genius gewees het, iemand sou van jou gehoor het. Nou is daar, omdat AI en die internet nou vir almal 'n voice gegee het, 'n microfoon gegee het, nou moet ons weet, okay, kom ons na jou luister. Exactly. Want dis ook die ander ding wat ons oor altyd praat is, dis nie dat mense nie meer attention span het nie. Hulle het nie meer attention span vir boring, of simple, of mild, of vanilla, of middle of the road. Want, ek meen, as jy dink aan series, as jy dink aan TV, daar's geen rede hoekom jy 'n simpel ding hoef te kyk waarvan jy nie hou nie, want daar's 10 ander goeders wat amazing is. Of 10 ou goeders. Ja,
wat jy weer kan kyk. Ja, jy weet ook kyk. So daar's meer kompetisie, daar's meer meer verskeidenheid. Derivatives maak dit moontlik dat jy elke smaak kan cater. So dis al hoe meer belangrik. Ek meen dit waartoe ons beweeg is, ek meen baie mense sê dit is dat die ideaal sal wees is elke persoon het 'n besigheid, elke persoon het iets wat hy doen, of dit nou 'n band is of wat ook al. Maar dit beteken daar's 7 biljoen mense met wie jy compete. So jy moet weet wie jy is en dan moet jy die bemarking bysit. 100%. En ek dink dit wat ek nou hoor van jou kant af is, dit is hoekom byvoorbeeld 'n band 'n producer nodig het. In vandag se tyd. Vandag se tyd is 'n producer meer belangrik as wat dit was. 5 jaar terug kon jy in 'n studio ingegaan het, jy het nie regtig 'n producer nodig gehad nie, en jy kon 'n cool song aan buitekant sit. En ek dink vandag die werk van 'n producer het ook verander. Werk vir 'n producer is nie net meer om te gaan en te sê, kom ons sit 'n bietjie drums hier in of kom ons edit die song nie. Dit gaan oor wat's jou brand? Waarheen ons op pad? En ek dink dis hoekom ek as studio owner en producer meer met marketing mense begin werk, is want ek kom agter jy kan nie net 'n band produce en 'n goeie song maak nie. Jy moet verstaan wat 'n brand is. As jy wil derivatives maak, moet ek verstaan wat jou derivatives is. Ek moet verstaan wie jy is. Ek moet verstaan waar's die magic? Waar sit jou magic? Want almal het magic. Ek glo dit. Ek glo as jy die vermoë het om 'n song te kan skryf, het jy definitief magic wat marketable is en sellable is. This is very true. Maar die vraag is, kan ons daai magic ontgin? En jy sit begin in die studio. Vir my begin dit altyd in die studio. Vir my begin dit baie keer begin dit by 'n simplistic, wat jy net 'n akoestiek song, neem jy acoustiek en 'n akoestiek song, dit begin daar. En dan van daar af gaan ons en ons vind wie jy is, ons vind waar die magic is, ons vind hoe kan ons hierdie 'n product maak? Hoe kan ons hierdie maar nog steeds gebaseer op wie jy is? Wat jou brand is, waar jy vandaan kom. Ek dink dis van vandag se industrie super belangrik. Is daai goeders is meer belangrik as wat dit ooit van tevore was. Want dit gaan nie meer oor jy wat hierdie cool punk band is wat net wil in jou garage maak en die cool musiek maak en dink jy gaan uitsell nie. Sorry, maar jy gaan net die punk band bly in jou studio wat in jou garage wat jy gaan nie uitsell nie, maar die punt is nog steeds is niemand gaan van jou hoor nie, want daar is duisende ander mense reg oor die wêreld wat dieselfde as jy dink en wat ook die punk band in die garage is en almal se musiek is goed. Jy moet AI gebruik en marketingmense en producers gebruik om jou grunge look 'n produk te maak. Kom ons wees eerlik daaroor. Gaan kyk nou alle punk bands vandag. Gaan kyk na Blink-182 hulle nuwe goeders. Hulle trek nou, hulle nuwe video's. Trek hulle aan soos die Ramones. Hulle trek aan soos die Ramones. Dit klink nie soos die Ramones nie. Maar hulle lyk hulle haar sny, alles lyk soos die Ramones. Wat probeer hulle te communicate? Right? Hulle probeer te communicate ons is punk. Right? Dis wat hulle probeer communicate. Hulle musiek klink nie meer soos Ramones nie. Baie mense sê pop punk, baie mense sê maar die image wat hulle generate. Hulle musiek word gerekord in van die beste studios. Travis Barker is een van die beste producers, hulle drummer is een van die beste producers in die wêreld. Hy produce rap artists, hy produce almal. So hulle word produce deur die beste in die wêreld. Hulle word en yet wat is hulle? Hulle communicate nog steeds, hulle is punk. Right? Right? Ja, dis amazing. Ja, en baie mense gaan met hulle stry, maar dis nog steeds wat hulle communicate. Ja, so ek dink dis 'n goeie punt om by af te sluit net te gaan is wanneer as jy iets soek, as jy aanklank vind by wat ons sê en jy dink jy kan saam met ons werk, kontak ons. Kontak vir Flint and Fuel. Ja. Kontak vir Flint and Fuel, kontak my by Collective. Laat ons saam werk in hier, laat ons saam 'n produk bou. Ek sal links op die ding sit van al jou websites en goed. As jy op my channel is, sal jy van sy links in elk geval sien. Ons maak al sy marketing video's, gaan kyk sy marketing video's. Daar is brilliant stuff wat jy kan van apply tot jou band en jou marketing. En evenal is jy nie wanneer jy jou band promote nie, miskien een van 'n besigheid. Want ons moet op 'n manier ons position gas en ons band moet ons fund op 'n manier. So almal van ons het besighede. So gaan kyk na sy marketing content. Ek dink jy gaan baie value daaruit kry. Thanks vir die kom saam chat. Cool. Ja, nee. Ja. Sien uit. Ja, dit is 'n exciting tyd om eintlik te leef. Ja, dit is die geleentheid vir kreatiwiteit is net meer want daar's minder limits. Absoluut. Ek sien dit in my besigheid van design waar ek begin het waar voorheen was dit soos, yes, hier is 'n cool idee, maar hoe doen jy dit?
Nou is dit soos jy kan dit doen. Daar's nie meer limit nie. Daar's bitter min limits in wat jy kan doen. Exactly. So nee, dis amazing. En ons lewe in 'n exciting tyd. Ek dink regtig daar's geen rede vir doom talk nie. In fact, ek dink daar's tyd vir excitement want ons kan meer exciting goeders doen. AI create vir ons meer opsies op aan die musiekkant om crazy goeders te doen. Nee, so ek kan nie wag om te sien waar ons uitkom nie. Ja, nee, dit gaan cool wees. Okay, cool. Thanks. Ja, Sien julle volgende keer. cool.